Vanmorgen geliefdes, het is lekker om in die huis van die Here te wees. Ek is bly wees hier vanmorgen, want die Here is in jou midde. Amen. En in iemand anders, die Here is saam met jou hier vanoggend. Amen. Nou kom ons gaan staan, ons gaan oopmaak met gebed, die seën van die Here vra, en ons gaan sommer sy naam groot maak vanmorgen in hierdie plek. Ek hoop jy het 'n verwagting. Ek hoop jy het 'n afwagting. Amen. Ek glo vanmorgen, as jy 'n verwagting het, dan God met jou ontmoet. Amen. Hallelujah. I say God is good. And all the time, God is good. Amen. Welcome everybody. Thank you for tuning in on Facebook. May God bless you this morning. I trust that the word will impact your life this morning. Please share with your friends and your family. I know God is with you. Amen. Nou ons maak die naam van die Here groot in hierdie plek vanmôre, want ons dien 'n groot en lewendige God en hy's waardig om geprys te word. Amen. Amen. Loof die Here. Halleluja. Nou ja, ons gaan so oopmaak en dan gaan sommer so vra dat my pa vir ons op oopmaak. Baie dankie pa. Prys die naam van die Here. Kom ons maak dit oop. Vader, ons kom vanmorgen na U toe, Here, en ons bring U hierdie môre voor U. Vader, ons vra dat U vanmorgen sal ontmoet met elkeen in die plek, Here. Here, die woord wat sal uitgaan gedryf sal wees in die krag van die Heilige Gees, en dat dit sal insink met elke hart vanmorgen, Here, en dat elke mens vanmorgen wat hier sit en luister na die woord, Here, sal weet dat daar 'n lewende God is, 'n God wat omgee, 'n God van liefde, 'n God wat wil help en bystaan en elkeen vanmorgen sal ontmoet, Here, met U in Jesus naam. Vader, kom vanmorgen, seën elke voortjie, elke musikant, Here, wat sal speel, elke voorsinger wat sal sing, Here, en speel ons so te saam in Christus naam, Vader, om wat die woord sal bring vanmorgen, Here, berggemag ter jou liewe kruis, Here, dat die salwende krag en die heerlikheid van God sal wees, dat hy vanmorgen sal spreek, sal sê, so spreek, Here, onverskrokken die woord sal bring, Here, dat het sal insny in elke hart. Vader, ek eer U, Vader, ek loof en prys U, want U is ons God, U is ons verlosser, en aan U kom toe, Here, die lof, die prys en die aanbidding, in Jesus naam, amen en amen. Amen. Halleluja. Loof die naam van die Here. Draai gou 'n bietjie om, skud iemand se hand wat jy nog nie geskud het nie, sê dit welkom in die huis van die Here. Die Here is goed, en sy goedheid eindig nimmer meer. Halleluja. Die woord van die Here sê, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. Amen. So vanmorgen glo ek, die Here is hier en hy gaan met elkeen van ons ontmoet. Amen. Halleluja. En as ons wil vra van ons diakens om ons help met die offergawe en die tiendes vanmorgen na vore te kom en ons gaan saai in die werk van die Here. Dit is altyd 'n voorreg en 'n eer om te kan saai. Sy woord is getrou. Amen. En die woord van die Here sê dat as ek nie saai nie, kan ek nie maak nie. Is 'n woord beginsel. So saad moet in die grond kom vir oes om gelewer te word. Amen. So as ek nie 'n saad in die grond sit nie, kan ek geen oes verwag nie. Is dit nog nie? So we got to understand that sowing is a principle of God. And God says, sow in the morning, but sow also in the night. Because you do not know which one will produce a harvest. So, saai oggend, saai ook in die aand. Ons weet nie wat eerder nie. So, het jy verwagting vanoggend? Glo jy God dat jou saad groei? Ek glo dit. Want die woord sê, volgens jou geloof, 30, 60, 100voudig. Nee, so, wat is jou geloof? Kind van die Here. So, neem jou saad in jou hand, sê jou saad, spreek lewe met jou saad. En dan gaan ek so vra, broer Christo, vir ons die saad seën vanmorgen, so die dankie broer Christo. Dankie, Here, geloof. Ons Hemelse Vader, baie dankie, Here, dat ons vanoggend hier kan wees. Here, baie dankie, Here, dat ons kan deel wees van hierdie saad wat ons van saai. Here, ek bid vir elkeen wat in hierdie hande in hierdie sak sal druk, Here, dat jy ons sal seën, Here, 100voudig, Here. Here, dat hierdie saad op goeie grond sal val. Here, dat sal groei, Here, bo verwagting van elkeen wat hier is, Here. Here, die wat jy het vanoggend,
Here, ons bid dat U ook vir hulle sal sien in die naam van Jesus. Ons dank en ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. 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 Vader, ons sê net dankie dat ons kan saai vanmôre tot eer en verheerliking van U groot naam. Halleluja. Nou kom ons maak die naam van die Here groot. Vra verskoning. Ons het vanoggend so 'n bietjie tegniese probleem daar by die rekenaar. Ons moes oorgaan na ons ou stelsel toe. Anders kan ons die koortjies vanoggend gooi nie. Maar gelukkig het ons hulle almal behalwe die eerste ene. Maar jy ken nog baie maklik. Hallelujah. I'm gonna stay right under the flood. I'm gonna stay right under the flood.
Thank
worthy. You are worthy. You are holy. You are majestic. You are gracious. You are kind. And there's no one who compares with you. You are everlasting. You are eternal. Unchanging, unwavering. The same today. Oh, you are the same today. The same God. We give you glory and honor. Worthy is the Lord. Worthy is His name. Jesus. Hallelujah. I see Him inviting you in. Come into my presence. And as you enter in, the glory of the Lord comes upon you. I see faces shine with His light. I see hair glowing in His radiance. I see the presence of the Lord. Come up higher. Come up higher. Shackles are falling off. I'm just seeing chains are being released. I see yokes are being destroyed. I'm seeing a release of that burden that's been breaking you. God is touching you in that place that He's prepared for you. So enter in with boldness and confidence in the mighty name of Jesus. Coming in and walking out without. I see them restored. I see them blessed and healthy. They're strong in the Lord. Jesus, your presence. Presence of the Lord.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. And all the time, God is good. Glory. Glory. Praise die naam van die Here. Ek kan sit lekker neer geliefdes, baie dankie dat julle se kant te voorstanders. Baie dankie. Suster Anita het graag 'n getuienis lewer en sy kan kom hier na vore toe. Kom vertel van wat die Here vir haar gedoen het. Sy kom so en sê toe woord. Amen. Glory. Thank you, Jesus. Goeiemôre almal. Soos julle almal weet, ek 'n maand of 2 maande terug 'n kar gekoop. En ek was geseën deur die Here met die geld om my kar te koop. En die kar is weer gekoop, want ek was ook geroof met baie van die geld wat ek in die kar ingesit het. Maar autoriteit het my geleer dat die vyand kan nie van my steel nie. En ek het die Here gesê, Here, dit is reg. Ek claim my geld terug. Ek claim dit wat ek verloor het terug. Hoeveel geld word dit wees nie, maar ek soek terug wat ek gevat het. En Vrydag wat nou verby is, die presiese bedrag wat ek verloor het, was in my bankrekening inbesorg. Want God is getrou. Maar die eindelike getuienis is, ek het vir almal hierso waarsku, pastoor Lindy gepreek het. En sy het geprofeteer iets oor my werk. Nie almal ken my omstandighede by die werk nie, maar as jy dit geken het en sy het geprofeteer, sal jy dit dan ken, ons alwees is op maal daarop. Want daar is die plek vir groei in my werk, ons is net 3 mense in Suid-Afrika. Maar ek het die woord gevat, want die Here leer ons om sy woord te vat en te handel met dit. En ek weet nie wie van julle die YouTube preke luister nie, maar daar's 'n sekere preek, dis die salwing wat die verskil maak. En dan tydens die Sondagonddiens was hier ook 'n woord gelewer waar ek verstaan het dat ek 'n eersgeborene porsie kry omdat ek saam met Christus in die huis gesin is. Daai skrif het ek saam met wat geprofeteer is en ek het gehardloop met dit. Omstandighede het gesê dit is nie moontlik nie, daar is 'n plek vir promosie nie. Maar die ding is by God is daar plek vir 'n dubbel porsie. So Woensdag het ek in my hart voorgeneem, nie omdat ek moet doen, omdat ek wil, en nie omdat ek iets daai gehad het, gehad het nie. Ek wil saai in goeie grond, ek wil saai in die koninkryk van God. Maar terwyl ek die gedagte nog in my hart gehad het, het God Vrydag vir die oes opgelewer. Ek het nog eers my saad in die grond gehad het. En Donderdag het my bos afgekom. Dit is die oplasste week vir my lewe elke jaar, maar nie hierdie jaar nie, want ek het in autoriteit gestaan. En hulle gaan gewoonlik na 'n koffieshop en dan bespreek hulle my nou agtermiddag, maar ek het pas rustig in my preke aangesit en gesê, weet jy wat, die Heilige Gees is daar, hy verteenwoordig my. Hy het my hart en hy staan vir my. En hulle het teruggekom en hulle het 'n brief in my hand omdruk en hulle het my gesê dit nou nies vir my. En ek het die brief gevat en hulle het my 'n salaris verdubbel. The anointing of the Lord. Breakthrough. Amen. Die Here. Ryan Hansie is jou leidman. Dis nie iets van die Here, maar jy kan ontspan hierso. Jy kan ontspan. Jy sê die teenwoordigheid van die Here. It's the presence of God. It is joy unspeakable. And it's full of the glory of the Lord. Amen. Joy unspeakable. Joy unspeakable. Hoe sê jy, hoe verduidelik jy joy
deur blydskap, eer. Die Here is goed, amen. Maar wat ek wou sê, want sê net vir die Here dankie vir wat hy vir haar gedoen het. Maar wat hy vir haar doen, kan hy ook vir jou doen. En wat hy vir jou doen. Amen. Oh, shakarabasi. See somebody, ek sien nou net iemand die jy vertrou die Here vir 'n sekere bedrag. Vertrou die Here vir 'n sekere bedrag. En wat ek sien wat gebeur is dubbel dit wat jy vertrou. Dubbel dit wat jy vertrou, dubbel. And no, hallelujah. I believe it's done. Ook ons gaan dan die woord van die Here toe vanmôre. Blaai saam met my na 1 Korintiërs hoofstuk 6 toe. 1 Korintiërs chapter 6. 1 Korintiërs hoofstuk 6. Nou kyk na hierdie gedeelte van Samuel. En ek sien Samuel daar in die tempel en die teenwoordigheid van God slaap. Hoor jy dit vanmôre? Ek sien hoe Samuel daar in die teenwoordigheid van God slaap. En is in daai plek waar God met hom praat. Is in daai plek wat God met hom spreek. Is in daai plek wat God vir hom eintlik begin voorberei vir die groter dinge wat gestoor is. Amen. Ek wil dit hoor vanoggend. Hy het geslaap in daardie plek. En dit is kosbaar om te besef dat toe God hom roep, toe hy nie eens geweet het dis die stem van God nie. Hy het die stem gehoor. Hoor mooi, hy het die stem gehoor, maar hy het nie geweet dis God wat roep nie. Amen. Kind van die Here, wanneer jy in God se teenwoordigheid is, sal jy sy stem hoor. Amen. Jy sal sy stem hoor. But you got to make that change. You got to make that entrance into the presence of Almighty God. You got to step into it. Because He has prepared it for you. Amen. Hy het klaar dit voorberei. Hy het klaar die plek gereed gemaak. Hy het dit klaar gedoen en ek sien vanoggend net daai plek wat klaar bereid is. En vanoggend wil ek jou vat na hierdie skrifgedeelte toe in 1 Korintiërs hoofstuk 6 en ons gaan lees hierso in die woord van die Here vers 19 en vers 20. En dis kosbare woorde. Hy sê die volgende. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is. Wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Amen. Jy is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Het jy gehoor? Het jy gehoor? Lees weer daai gedeelte, dink net so 'n bietjie weer daaroor. Ek wil graag vir julle lees in die Engels. So jy gaan maar as jy wil, ek lees by ander skrif. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you? Whom you have from God. You are not your own. Sê maar dan sê jy behoort nie aan jouself nie. Jy behoort aan God. For you were
So glorify God in your body. Yes. Glorify God in your body. Paulus sê, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Amen. So ons moet leer om die vlees te kastei en homself te onderwerp aan dit wat God werklik wil hê ons moet doen. Amen. Maar hoor hierdie woorde, en hier is iets wat vir jou moet regtig werklikheid word vandag as dit nog nooit het nie, en ek weet ons het die koortjies gesing. Ek weet ons het in die sonnaskool gesing, building up the temple en al hierdie goede, maar om te besef meer as ooit van tevore is jy is die tempel. Onthou, in die Ou Testament het hulle na 'n tempel toe gegaan. Maar jy is nou die tempel. In die tempel, in die allerheiligste, dit is waar God se teenwoordigheid was. Maar vandag hoef ek en jy nie na 'n gebou te gaan nie. Ek en jy hoef nie 'n plek, 'n fisiese plek in te tree. Inteendeel, ek en jy kan in die geestelike realm beweeg en ons kan in sy teenwoordigheid staan. Anders sien jou hier, anders dink jy uit, anders dink wat gaan met jou aan? But I don't know what's happening to you because you've entered into the presence of Almighty God. Amen. You have entered into the Holy of Holies. Amen. Die Heilige Gees is in jou. Sê maar langs jou is in jou. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Yeah. Jy is nie swak soos jy dink nie. Amen. Hoor mooi. Jy is nie swak soos jy dink nie. Jy is die plek waar God in woon. Yes. Hey, your body is his body. Amen. Jou liggaam is sy liggaam. Amen. Ek wil jy moet hoor vanoggend, jou liggaam is sy liggaam. Dieselfde Gees wat in Jesus Christus was, dieselfde Gees wat hom uit die dode opgewek het, is dieselfde Gees wat ook in jou is. Amen. The Holy Spirit of God. Amen. Die Gees van God. Hy is God en hy woon binne in jou. Halleluja. Paulus kom nie en vra uit onkunde hierdie vraag nie. Hy kom maak nie 'n stelling net nie. Hy kom maak 'n verklaring vir jou en my om in te neem en te besef dat weet jy nie, hy sê weet jy nie jy is. So, hy wil jy moet besef dat dit wat met jou gebeur het nadat Christus in jou lewe ingekom het 'n groot verandering gemaak. Ja, amen. Amen. Jy sien, ons het nog steeds hierdie prentjie van 'n tempel, ons het nog steeds hierdie idee van 'n plek waar jy gaan, maar die Here sê, ek het vir jou 'n plek voorberei. Amen. The secret place of the Most High God. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadows of the Almighty. Amen. Hallelujah. Ons is in sy teenwoordigheid. Maar ons meet baie keer sy teenwoordigheid aan wat ek voel. So baie van ons soek 'n hoendervleis ervaar. Ja. So baie van ons voel maar my hare net agter my nek opstaan en dan is ek in die teenwoordigheid van die Here. Glory. It's not the manifestation so much as you knowing that you are in His presence. Yes, amen. Kind van die Here, dieselfde Gees wat die allerheiligste vervul het, woon nou binne in jou. Amen. Amen. Wow. Dieselfde Gees in jou. Glory. Johannes 14 vers 17 sê, He that dwelleth with you and shall be in you. Ja. Die Gees van God, my vriend, is in jou. In die Ou Testament het die Gees op hulle gekom. Amen. Die Gees was nie in hulle woonagtig nie. Die Gees het oor hulle gekom. So David het op die harp gespeel. En Saul het 'n demoniese gees gehad wat hom so 'n bietjie bygekom het. Wat hom gepla het. Maar elke keer wat David op die harp speel en God se naam verheerlik,
dan vlug die gees van Saul af. Dan kry hy verligting. Die gees was op hulle. Maar ons is nie net iemand wat die gees op ons het hom in ons. Amen. Amen. So die gees van God beweeg wat jy beweeg. Die gees van God doen soos jy doen. So daarom, elke dag vertrou God en vra hom, maak my hierdie dag, u hande, u voete, my u mond, dat ek doen wat u wil hê ek moet doen, dat ek sê dit wat u wil hê ek moet sê, dat ek gaan waar u wil hê ek moet gaan. Amen. Ons moet besef vanmôre, kind van die Here, dat die woonplek is ek en jy. En weet jy hoe wonderlik is dit, dat wanneer ons by mekaar kom, het elke een die gees van God in hom, en hier binne in hierdie plek, weet jy hoe voel die salwing van God rondom jou. In die nuwe verbond leef God in 'n tempel nie deur mense hande gemaak nie. Want ek en jy is daar die tempel. Amen. Halleluja. Ons is nog so ingestel op die ou manier, ons is so ingestel op die ou dinge, dat ons nog steeds wag vir sekere dinge om te gebeur in die kerk, dan glo ek God is teenwoordig. Hallo? Ons moet eers lekker sing. Ons moet eers bietjie koordans. Ons moet eers bietjie hoendervleis kry, of het eers hoor iemand praat in tale, dan glo ons die Here het opgedaag. God het nie 3 koortjies nodig. Ek wil hoor, God het die koortjies nodig om op te daag nie. Want hy is in jou. Toe jy vanmôre instap by die deur daar, toe stap jy met die gees van God in. Amen. Jy bring sy teenwoordigheid in. En wanneer die liggaam saam by mekaar kom, is daar 'n groter salwing, want die salwing vloei uit jou. Amen. Ja, ons sien as stroompies by mekaar kom, hoe lyk dit? Klein stroompie kan klein is die kant. Stroompie kan klein is die kant. Hier kan 'n klein stroompie wees, hier kan 'n klein stroompie wees. Maar wanneer daai stroompies vloei na een plek toe, begin die spoed van die water groter raak waar hy by mekaar kom. Amen. So terwyl die water so vloei, jy het water in jou, die gees van God, onthou nou, né? Amen. Out of your belly shall flow rivers of life giving water. Yes, amen. Jy dra die gees van God in jou, jy het die water van die lewe in jou. Okay, so wanneer ons by mekaar kom en ons begin ons woorde uitsit, ons begin spreek, ons begin hier in hierdie plek van bidding doen, wie wat gebeur, jy laat die water vloei. Amen. En daai strome kom by mekaar. En die salwing van God is so groter as wat dit was toe jy hier aangekom het. Amen. The anointing destroys the yoke. Kind van die Here, die gees van God is in jou. Sê gebruik langs jou, God is in jou. Sê gebruik langs jou, jy is sy tempel. So hy woon in jou en my. Jy wag nie dat God moet verskyn nie. Hy woon reeds binne in jou. Amen. Ja, ons kyk uit vir die koms van die Here, die terugkoms wanneer hy kom fisies weer. Maar waar ek en jy gaan, is hy saam met ons. Wanneer jy vertrek binnekom, kom sy teenwoordigheid saam met jou in. So dit maak nie saak waar ek en jy gaan nie, of dit die Spar is, of dit ou kinders, Checkers is, Pick n Pay, restaurant, waar ook al jy gaan. Weet jy wat? Jy kom nog steeds saam met jou. Amen. God klim nie uit omdat jy begin foute maak. Nee. Die woord van God sê, will never leave you, nor will he forsake you. Never, sê maar langs jou, never. Sê maar nog iemand, nooit nie. Ek moet verstaan vanmôre van die Here, want ons almal maak foute. Is hier enige volmaakte is hierso, by spreek Johan, ek wil graag jou naam kry, vir jou probeer. Dis die een volmaakte nie. Maar in Christus
is almal volmaak. Amen. Amen. In Christus Jesus, when we are in Him, we are made perfect. Hallelujah. Jy is vervolmaak in Christus Jesus. Kind van God, weet dit vanmôre dat hy het reeds gekom om 'n plek voor te berei, sodat ek en jy in sy teenwoordigheid kan kom. En daai disippels gaan in die boventrek in en God sê, dit wat hulle verwag het nou gekom. En hy stort dit uit en hulle elkeen word gevul met die Heilige Gees en die Gees van God is in hulle. Amen. Kind van die Here, wie wat gebeur wanneer jy in sy teenwoordigheid inbeweeg? Sien jy die prentjie begin verander in jou gedagtes? Want ons soek nog steeds 'n fisiese plek om in te gaan. Die skrif sê Abraham het gesoek vir 'n fisiese plek. Maar hy het dit nooit gevind nie. Is jy nie? Amen. Abraham het gesoek 'n fisiese stad waarvan God die boumeester is. Maar hy het nooit daai plek gekry nie. Halleluja. Why? Want ek en jy is die woonplek van God. Ja. Amen. Kind van die Here, is jy nog hier vanoggend? Ek het hoor vanoggend, besef vanmôre wat hy gedoen het toe op die kruis van Golgotha gesterf het. Hy het die deur oopgemaak, hy het jou ingenooi en nou kan elkeen van ons in sy teenwoordigheid wees sonder om eers 3 koortjies of 2 koortjies of hoeveel koortjies te sing. Jy kan net instap en sê ek is in die teenwoordigheid. Amen. En jy kan bewus word van hom. Amen. Dadelik. You're just aware of God's presence. Hoe makliker dit, of dit, kom ons stel so, dit word makliker, hoe meer jy dit oefen. Hoe meer jy oefen om in sy teenwoordigheid te kom. Halleluja. Amen. Die Gees van God is in jou. Die Gees van God is in jou. So hy sê, be still. Ek en jy moet leer om stil te word. Ons moet leer om stil te word. En in daardie plek waar God is in te beweeg. Want daar hoor ek hom, daar ontmoet ek hom, daar ontvang ek, daar verander dinge in jou en my lewe. Amen, kind van die Here. Jy wag nie dat God moet verskyn, hy woon reeds binne in jou. Wanneer jy vertrek binnekom, kom sy teenwoordigheid saam met jou in. Die binnehof, die allerheiligste is die plek waar God woon. En die Griekse woord is naos en AOS. En dit beteken the inner sanctuary, the holy of the holies. That means your spirit is now the holy of holies. Amen. Jou liggaam, hierdie een wat jy kan voel, is die elke kort. Wat ons kyk in die Ou Testament, ons kyk wat gebeur in die Ou Testament, sien jy daar was rituele, daar was sekere goed wat gedoen moes word. So net so moet ek en jy besef dat die Gees van God woon in ons, maar ons moet hierdie uiterlike moet ons onderwerp aan die innerlike. Amen. In ander woorde, ons moet nie so maklik aan die vlees oorgee nie, maar eerder aan die Gees oorgee, sodat die Gees van God in en deur ons kan werk. So your body is the outer court, your soul is the holy place, and your spirit is the holy of holies. En die vuur van God brand in die allerheiligste. Amen. Amen. Dis daar. Verbondsark. Die versoendeksel, die vlerke van die gerubs, bo die deksel, onder die vlerke, daar het God met Moses gespreek van aangesig tot aangesig. Amen. God wants to speak to you intimately and privately. Amen. Hy wil met jou praat. Hy wil. So baie mense hoor nog nie die stem van die Here. So baie mense weet nog nie waarvoor luister hulle nie. So baie mense sukkel nog. Maar dit is tyd om te besef, God is in you. Sê maar langs jou is in jou. Ons sê gewoon nog iemand is in jou. So in 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 7 skryf Paulus en hy sê, ons lees in die Afrikaans, 2 Korintiërs hoofstuk 4
en vers 7. Sê amen as jy dit het. Kijk, wat daar hier komt, zo, daar is nog een van die zo. Klink het hier, kan dit al gekregen. Wat is ook al nog? Hij is een beetje wacht vir jou. Kry hom gauw. Laai voor dat so toe. Het is so belangrik om altyd te volg in die woord van die Here, dat jy self kan sien wat God sê. Amen. So hy sê die volgende in die Afrikaans, en hy sê vers 7, maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. Glory. Kom ons lees een vers voor, dit net om jou bietjie perspektief te gee. So vers 6 sê, want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het. Glory. Wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis, van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Maar, ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons self nie. We have this treasure in earthen vessels. Die skat van God, die heerlikheid van God, is in hierdie klein. Is in hierdie klein. Hierdie erdepot. Jy's 'n draer van sy teenwoordigheid. Dink so 'n bietjie daaroor. Besef vir 'n oombliekie wat God vanoggend vir jou sê. Paulus sê, weet julle nie, julle is die tempel van die Heilige Gees. Yes, amen. Besef vanoggend die werklikheid en die realiteit daarvan. Want ons bid so dikwels. Hy sê, Here, ag, kom net aan my, Here, kom raak my net aan, Here, kom. He's already with you. Amen. Amen. Come on. Jy sien, wat ons doen baie keer in ons gebede, ons verwag dit gaan van ergens afkom. So hierdie en die realiteit stem nie ooreen nie. As jy net my kind van Here, want hy's in jou. Sê vir jou langs jou is in jou. As dat een ding is wat jy moet onthou vanoggend as jy hier uitstap, is God is in jou. Amen. Ons luister te veel hierdie gospelliedjies. God is watching you from a distance. Nee? Ja, ons luister te veel hierdie goeders. Hy's ver. Ons vergeet die realiteit van God is eintlik saam met elkeen van ons. Soos ons stap, is hy saam met jou en deel van jou. Die woord sê, you have the nature of God in you. Die ou mens is gekruisig. Die ou mens het gesterwe. Die ou mens is begrawe. As jy gedoop is. Is hy ou mens in die graf. En toe jy daai water uitkom, staan jy 'n nuwe mens in Christus Jesus. Amen. Daarin kan ons sing, 'n nuwe lewe in Christus, 'n nuwe lewe ryk en vry. Amen. God woon in jou. Jy's 'n draer van sy heerlikheid. Nou kyk mooi. In die Ou Testament was daar priesters nodig wat die verbondsark moes dra. En hierdie priesters moes hulle self voorberei. Hulle kon nie net sommer kom en die ark dra nie. Hierdie ouens verseker maak, hulle lewe is uitgesorg voor hulle ark gaan vat. Hierdie ouens kon nie nader die ark kom en die pale waar die ark nie gedra word, was lank genoeg om hulle ver genoeg van die ark af weg te hou. Want hulle besef, as jy die ark aanraak, dan sterf jy. Is iemand hier so? So die pale wat hulle die ringe moes steek. En wanneer daai pale die ringe dra, as dan draai die ark, en kyk wat gebeur. Josua kom met hierdie priesters aan by die ark het. En hulle gaan die rivier oorsteek.
En hierdie priesters moes binne in die rivier gaan staan. Oh, you got to see this picture. Die rivier vloei. Josua stuur die priesters vir die ark. Want die ark verteenwoordig God se teenwoordigheid. Ja. Amen. Die ark verteenwoordig God se teenwoordigheid. Hierdie priesters dra die ark. Waar gaan hulle heen? Hulle stap met die teenwoordigheid van God in die blokkade in. Ja. Ja. Hulle stap met die teenwoordigheid van God in die situasie in. Ja. Hulle stap met die teenwoordigheid van God in die probleemarea in. Onthou, die rivier verhinder hulle om die beloofde land in te gaan. Oh, somebody. Sien jy? Maar hulle stuur die ark, God se teenwoordigheid in die situasie in. En wat gebeur? Die rivier maak 'n pad. Amen. I want to prophesy to somebody this morning. God is opening a way in your situation today. God is opening a way in your situation today. I'm prophesying and I'm declaring over your life that as you step with the presence of God into that situation will open up and you will move through in victory. Hallelujah. Somebody got to hear God speak this morning. Dit van God besef, jy's 'n draer van die teenwoordigheid van die Almagtige. Halleluja. Paulus spreek. Terwyl Paulus so loop en kom daar iemand van agter. Waar met 'n waarsê gees. En sy skree agter wie hy is. En Paulus raak bietjie geïrriteerd met haar. You see, ons raak so bang vir die Bybel. Kinders van die Here raak bang vir die Bybel. Ek sien dit in vandag se lewens steeds. Kinders van die Here wat bang is vir die Bybel. Hierdie vrou praat en Paulus raak geïrriteerd. En wat doen hy? Hy jaag die gees uit. Hy het almal kwaad vir hom. Dis die ouers kwaad, en nou gaan hulle nie geld maak met kind uit nie. Dit gaan nie om jy fortuin vertel vir iemand anders nie. Hoor mooi. No manifestation. Niks rondruk en rol nie. Kom uit. Gees is uit. Klaar, gaan aan. Kind van die Here, you are a carrier of God's presence. Amen. Paulus het dieselfde gees in hom. Die disippels het dieselfde gees in hulle. Ja. Kind van die Here, hoor vanoggend. Hy spreek net aan en die situasie verander. Het jy al getuienis gehoor? Yes, amen. Amen. Hoor mooi, kind van die Here. Ons as kinders van God, baie keer is maklik om te praat oor wat die duiwel doen, maar wat van ons praat oor wat God doen? Amen. Wat van ons sê vir ons situasie hoe dit gaan wees? Wat van ons verklaar met die gesag wat God ons weer toevertrou het, dit wat nou in hierdie plek plaasvind? Hoekom? Because I'm speaking in faith. I am a carrier of the anointing and the glory of the Most High God. Amen. Kind van die Here, vanoggend, jy is die een wat die skat in jou dra. Jy is die klein pot. Sy heerlikheid is in jou. Halleluja. Sê vir al langs jou, jy dra sy heerlikheid. Yes, amen. Amen. So is baie belangrik ek en jy leer dat hoe meer ons onsself reinig. Nou, God het klaar die werk gedoen om jou te reinig. Nou is dit jou werk om jou reinig of reiner te maak. So wat moet jy doen? Die goed aflê wat jy nodig het om af te lê. Ja. Amen. Jy sien, as sekere dinge in jou lewe wat wanneer jy 'n kind van God word wat alright is, tot op 'n tyd. Yes. Tot op 'n dag en 'n tyd in jou lewe, dan begin jy besef van die Gees van God is besig nou om met te praat oor hierdie saak. En dan is dit tyd vir jou om te luister en te sê, hoor,
En daai meer te lê. En wanneer jy meer lê, wie wat gebeur, jy sal meer en meer van hom in jou lewe ervaar. Onthou, hy's klaar daar. Maar hy word meer en meer geopenbaar deur jou. Dis die reinigingsproses, dit wat plaasvind in jou lewe. Hoe meer ek myself onderwerp aan hom, hoe meer ek myself oorgee, the more I surrender to his holiness, the more his presence will fill this being. Verstaan? Met ander woorde, hierdie liggaam word beïnvloed deur dit wat binne my is. Yes. Amen. So die Gees van God wat in my is, moet ek toelaat om beheer te neem, nie net van die allerheiligste nie, maar selfs die voorhof wat die liggaam is. Amen. So meer ek my oorgee, the more I surrender to him, the more of his presence I experience. Your body is not your own. It belongs to God. Amen. Terwyl langs jou liggaam, Jou liggaam. is nie jou eie nie. Dit behoort aan God. Ek dink geweldig. Ons doen so maklik goed aan hierdie liggaam. Maar hy behoort nie aan jou nie, hy behoort aan God. Amen. Amen. Halleluja. Yes, amen. Is jy ook hierso? Amen. Aanbidding hou die vuur aan die brand. Ja. Vergifnis reinig die binnehof, Ja. die heilige. En die woord en gebed hou die insens voor God. Ja. Amen. Glorie, is jy nog nie so kind van die Here? Yes, amen. Keep your temple pure. Watch what enters through your eyes, your ears and your heart. Die woord sê, bewaar jou hart. Ja. Dit wil langs jou bewaar, jou hart. Jou hart. Nie die bloedpomp nie. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Hoekom? Want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Ja. Met ander woorde, ek moet pas op dit wat ek toelaat hier by my ore. Ek moet pas op wat ek toelaat hier deur hierdie hekke van my oë. Ek moet pas op wat ek toelaat in my hart. Want dit beïnvloed my lewe. Ja. Kind van die Here. Julle is gekoop teen 'n prys, sê die Afrikaans. Onthou jy? Duur gekoop. Sê maar dan is duur gekoop. Duur gekoop. Jy behoort nie aan jouself nie. Jy's gekoop. Jou liggaam behoort nie aan jouself nie, dit behoort aan God. Bewaak jou tempel. Wees besigtig wat deur jou oë, jou ore en jou hart inkom. Weet jy hoekom? Want sonde verdof die lig. So kom ons maak seker, ons reinig onsself van sonde, sodat die lig van God uit en deur ons straal en ander dit helder kan sien. Wanneer bekering kom, brand die vuur weer helder. Kind van God, ons moet seker maak, ons maak ons tempel skoon en ons hou dit skoon vir die Here, sodat hy deur ons kan werk waar ons beweeg. Amen. Die gees of die heerlikheid van die Here val in 'n plek wat oorgegee is aan hom. Amen. So when you surrender, his glory comes. Amen. Jy's 'n kraag daarvan. Maar wie wat gebeur nou? Wanneer jy bewus word en wanneer jy begin daai tyd insit, wie wat gebeur? Dit wat in jou is, vloei oor jou. Dit vloei oor jou. Word deel van jou. As jy met my? Die uiterlike, nie net die innerlike. Kind van God, die heerlikheid van God moet in en deur ons gesien en ervaar word. Mense moet dit ervaar oor waar ons beweeg. Kind van die Here, Salomo se tempel was pragtig. Maar God woon vandag in die beste tempel. Ja. En dis ek en jy. Amen. Waar? Halleluja. Kind van die Here,
Die Heilige Gees vul toegewyde tempels, nie net mooi versierdes nie. Ja. Ons kan aantrek en ons lyk soos kinders van die Here, want ons weet hoe om te lyk soos 'n kind van God, né? Maar wie was missie? Dat is wat teenwoordig. Ja. Maar die oomblik wat ek begin, my instel, en ek begin ontslae raak van die goed, begin ek meer bewus word van dit wat hy klaar in my gesit het. Yes. Amen. Is nie dat hy nie daar is nie, hy is daar. Jy is net nie bewus van hom. Yes. As ander goeders wat meer belangrik is. En ons is fyn ingestel op ander goeders. Baie keer is ons feelings meer ingestel op ons, as wat ons op God ingestel is. Pas op, dat goed nie in jou hart inkom, wat jou verwyder van God af nie. Bewaar jouself en maak seker die vuur brand op die altaar van jou hart. Glory. Wanneer jy jou volkome oorgee, word jou tempel 'n kanaal van die hemel. Hoor jy? Word 'n kanaal van die hemel. God se vuur val steeds op offerande. Dit wat jy offer. As ek myself gee, so hy sê in die woord, stel jou liggaam aan God as 'n welgevallige, heilige offer. Jou liggaam. Hierdie deel, dat ons so mooi maak elke Sondag. Hierdie deel, wat ons elke dag voor ons werk toe gaan, seker maak is reg voor ons werk toe gaan. Hierdie deel, kom ons maak hom nie net reg vir ander mense om te sien nie, maar kom ons maak hom gereed, sodat God se heerlikheid en sy vuur op die altaar sal brand van ons se lewens. Romeine 8 vers 11 sê, the spirit that raised Jesus from the dead dwells in you. There's resurrection power in your life. Amen. Daai ding wat in jou lewe dood is, wat jy gedink het niks sal gebeur nie, jy het die opwekkingskrag van God reeds in jou lewe. Halleluja. Kind van die Here, hoor jy dit? Dis tyd dat jy vir daai ding sê, hey, jy gaan nie hierso doodgaan nie, hierso word lewe opgewek. Hier lewe jy kom in plek, jy begin oorwin, want God is in jou. Halleluja. You don't need to call heaven down, you need to release what is within you. Amen. Release what is in you. God se volheid is daar in jou. Word bewus daarvan. Daar's nie 'n bietjie Heilige Gees en baie Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Jy wil langs jou is 'n persoon. Dis 'n persoon. So hoe gee ek jou 'n bietjie van hom? Ek kan jou nie net sy arm gee nie. Want as jy net sy arm het, is hy nie daar nie. Amen. Die Heilige Gees is 'n persoon. En die persoon, die Heilige Gees, woon in jou. Amen. Amen. Yes. Hy woon in jou. Kind van die Here, opstandingskrag leef binne in jou. Want dis die krag wat Jesus uit die dood het opgewek het. Dis die krag wat Lazarus uit die graf uit laat kom het. Dis die krag wat daardie jong man op die bed, toe die draers op dra na sy begrafnis, en sy graf toe. Want Jesus die bed aanraak en hy sit regop. Kom aan, kind van die Here. Dis die krag wat in hom is, die krag wat in jou is, wat gemaak het toe daai seun in die duiwel manifesteer en hy lyk asof hy dood is toe dat jou Jesus die Gees uitwerk. Toe sê hy is gesond. Die krag is in jou. Dieselfde krag wat in hom was, is ook in elkeen van ons vanmôre. Jou situasie wag vir jou. Ja, amen. Ons sê vir langs jou situasie wag vir jou. To release what is in you. You are carrying the power of resurrection and breakthrough in your life. Amen. Amen, kind van die Here. Dis tyd dat ons toelaat dat God se opstandingskrag nie net werk op sekere lewens nie, maar deur ons lewens in elke area van ons lewens. So jy hoef nie die hemel af te trek nie, jy moet dit loslaat wat reeds binne in jou is. Glory to God. Wanneer jy praat God. Amen. Come on. Daar moet ons so baie tyd gespandeer. Pas op vir wat jy sê.
Want jou woorde raak. You know why? Because the Spirit of God is in you. Hallelujah. Jou woorde vorm jou lewe. Dis waar. Amen. Jou woorde vorm jou lewe. So wanneer jy praat, maak seker jy praat dit wat jy wil hê en nie dit wat jy nie wil hê nie. Wanneer jy bid, beweeg die troon van God binne in jou met gesag. Halleluja. Ja, Kind van die Here, besef vanmôre, jy is die tempel van die Heilige Gees. Halleluja. Ek wil jou vanoggend baie mooi hoor. Sê gou weer vir daai lang show, jy is die tempel. Jy is die tempel. So picture this. Kry hierdie prentjie nou mooi. Die priesters dra die ark met stokke. Jy het die stokke nodig om God se teenwoordigheid te dra. Amen. Dis in hom. Amen. Glory. Wow. Amen. Be aware of His presence. Wanneer jy bid, moenie wag vir iets om uit die hemel uit te daal nie. Want hy sê is in jou. Begin bewus word van dit wat klaar hier is. Man, julle die konferensie, jy wat hier was by die konferensie nie. Jy dan maar woord gemis het. Maar gelukkig is op Facebook, gaan kyk. Gaan kyk. Jy moet ruimte maak. Hoe lyk jou container? Hoe groot is jou container? Mense, jou container moet ruimte kry. Jy sien man, as hy net so groot bly, kan hy net soveel hou. Amen. Jy moet verruim word. Paulus sê, ek het verruim geword in myself. Hoe raak ek meer verruim in myself? Hoe maak ek meer ruimte vir God in myself? Maklik. Die woord. Hoeveel van hierdie woord is in jou? Hoeveel van hierdie woord is nie net in my nie, maar glo ek? Hoeveel van hierdie woord leef ek? Want wat ek glo, leef ek. Amen. Kind van die Here, jy is 'n draer van God se teenwoordigheid. Dis tyd om dit te besef. When you speak to the mountain here. Amen. Vir 'n oomblik daar by is, maak ek jou oor toe. Ja, yes. Wat is 'n situasie ervaar jy in jou lewe op die oomblik? Wat is 'n situasie beleef jy in jou lewe op die oomblik? So ek wil hê net jou oë so 'n bietjie vir my toemaak en net daar waar jy sit, sien net daai situasie en sien hom as daai berg. Sien hom as 'n berg. En nou sien jy jouself. Hoe sê jy vir daai berg? Lig jou op en verwyder jou van hier. Werk jouself in die see en sien hoe daai berg in jou lewe skuif. Glory! Glory, can you see it? I see mountains moving. Glory. Ek sien goed verander, ek sien, want die woord sê, as jy vir hierdie berg sê, lig jou op, werk jou die see, en nie in jou hart twyfel nie, sal dit wees soos jy glo. Halleluja, daai berg sal gehoorsaam wees. Amen. Kind van die Here, het jy gehoor? Ek wil jou vra dat jy eers om saam met my op jou voete te staan, jou voete te staan. Jy op my voete, en jou voete. Ek jou op my voete, dit gaan maar, dit is allemaal op my staan, man. Ek kan probeer. Nou wie jy is. Sê hardop saam met my. Ek is die tempel van die Heilige Gees. Ek dra die teenwoordigheid van God. Ek is nie gewoon nie. Ek behoort aan hom. Dieselfde Gees wat Jesus opgewek het, uitdruk, woon in my.
aandag gebracht. Waar jy gaan, is waar die koninkryk van God is. Yes, glory. Hallelujah. Amen. Waar jy gaan, is waar die koninkryk van God is. Yes. Amen. So tyd, dat dit wat in jou is, nie net die binnekant weggesteek bly nie, maar begin uitvloei en die areas rondom jou begin aanraak en verander. Amen. Waar Jesus beweeg het, luister mooi, waar Jesus beweeg het goed nie dieselfde gebly nie. Ja, is waar. Amen. Waar Jesus beweeg het iets gebeur. Yes, glory. You got the same spirit. The Son is alive in you. Yeah, amen. The Son is alive in you. Yes. Hallelujah. His Spirit dwells in this mortal body. Yes, amen. But He will quicken. Yes, glory. He will quicken. He will revitalize. Yes. He will strengthen Yes. this mortal body. Glory, man. Kind van die Here, besef vanmôre, daar waar jy gaan is jy 'n draer van God. Yes. Halleluja. Die verbondsark in die water maak 'n pad. Dink net wat die teenwoordigheid van God in jou lewe kan doen. Amen. Kind van die Here. Amen. Jy sien, ons kyk anders daarna. Want ons sien soos hulle dit gesien het nie. Onthou, die Ou Testament was net 'n skaduwee van die werklike wat sou kom. That's sure. That's Die right. werklike het gekom. Yes, En amen. jy is die plek van hom. Glory. Glory, vanoggend weer. Father, I just want to thank you for making us your people. Thank you. Cleanse our hearts and fill us afresh with your fire. Let your presence burn within us continually. Use us to manifest your glory on earth. In Jesus' mighty name, Yes, I pray and I thank you now in Jesus' name. Hallelujah. En terwyl ons so staan op ons voete en jou oë gesluit is, daar waar jy is, wil ek net weet, vanoggend, miskien het jy nog nie Jesus in jou lewe ingenooi nie. Miskien is jy vanoggend hier en sê pastoor, maar ek het nog nie my lewe vir hom gegee nie. As jy vanoggend hier is en jy sê pastoor, ek wil graag my lewe verander vandag. Ek wil graag Jesus Heer van my lewe maak. Dan vra ek jou daar waar jy is. Wil jy nie net vandag jou hand opsteek nie? Ons wil net saam met jou bid en die Here vertrou saam met jou. As jy daar op Facebook is en jy wil Jesus aanneem vanmôre, die boodskap gehoor, bid saam met ons vanmôre. Stuur ons jou naam. Ons wil graag vir jou aanhou bid en God vertrou vir 'n deurbraak in jou lewe. Ons gaan saam bid. Ek sien die hande vanoggend in die plek nie, maar daar kan iemand dalk wees. So kom ons bid vanmôre en vra net saam. Vader, in die kosbare naam van Jesus, kom ons na U toe. En ons vra U, vergewe ons sondes. Was ons met die kosbare bloed van Jesus Christus. Vergewe al ons sondes. Skryf ons name in die boek van die lewe. Ek glo Jesus is die seun van God. Ek glo Jesus is gebore uit die maagd Maria. Ek glo Jesus het gesterwe op die kruis van Golgotha. Ek glo hy het opgestaan uit die dood op die 3de dag. En hy sit nou aan die regterhand van die Vader van waar hy weer kom. U woord sê, as ek met my hart glo en met my mond die Here Jesus bely, sal ek gered wees. Ek het dit nou gedoen en ek glo dit in my hart. En daarom dank ek U dat U my nou gered het van hierdie oomblik af. Wees Heer van my lewe. Ek gee my oor. Amen. Heilige Gees, ek vra U nou om elkeen te vul. Elke huis kom woon in hulle. Dat U teenwoordigheid nie net op 'n Sondag in die kerk ervaar word nie, maar Here daagliks in hulle lewe, waar hulle beweeg, waar ons gaan, wat ons doen, sodat U naam verheerlik kan word. En ons sê net vir U dankie daarvoor totdat U kom, want U is goed en waardig om geprys te word. Amen. Amen. Dankie, kan jy sit lekker neer, geliefdes, die Here seën jou. Hulle reg kom met die verjaarsdag? Ag, dis die Here.
verjaarsdag. Die 10de is het Tanya Miller wat verjaar. Die 11de van die Letty Truitsman, sy word 95. Gehoor, 95. Prys die Here. In die week het ek al gesels. Prys die Here. Ons het vir haar gebid, daar was iets wat nie lekker was nie. En toe sê sy net sê dankie vir almal want die Here het haar aangeraak. Op 95 still going strong. Die 12de November se nou weer vir die wat verjaar en ons sê dan vir elkeen van hulle baie geluk. Is hier iemand wat vanoggend wat hier is net wat hierdie week verjaar? Spencer, hy verjaar vandag. Ja, Spencer van ek verjaar vandag. Ek het hom al geluk gesê vanoggend op. So ja, ons is bly. Hy verjaar. Sal nog iemand wat ons dalk gemis het? Ons wil jou nie net oorslaan nie, maar vergeef ons as jou dalk gemis het. Maar is Jasper sê ons het vanoggend 'n bietjie 'n hiccup gehad met die komputer en so ons vra verskoning daarvoor. Maar die elkeen van julle wat verjaar, mag in hierdie jaar vir jou besonderse jaar wees. En ek weet jy kan dan kyk, so mense sê ja, wat besonder. Ek bedoel dit uit my hart uit wanneer ek dit sê. Mag hierdie jaar jou beste jaar van jou lewe wees tot nou toe. Amen. Mag die gees van God op jou rus oor ons van die gaan. Mag sy goedheid jou verbysteek. Mag jy sy seën beleef meer as ooit van tevore. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey, happy jaar Spencer. Geniet hom. En dan, ag nee. Hier wil ek sê ek dink, hy is nee. Is tyd dat die enkel lopendes nou manne kry, vroue kry, die ouens wat nog nie getroud is nie, en jy hoor dit nie. Ek ken nie versien nie, man. Ek weet hom nog nie ontmoet nie. Prys die Here. Wel, geen hierdie week nie, maar dan volgende week. So kom. Afkondiging vir die week wat ons voorlê. Vanaand om 5:00 as die Here ons spaar, maak ons weer so. As ons by mekaar aanbid, mense, die woordigheid van die Here is nie awesome. Moenie mis nie, want die woord wat jy hoor verander jou lewe. Amen. So die woord sê, the truth that you know shall make you free. Amen. So is nie net die feit dat jy klaar, jy moet dit hoor, as jy dit hoor, word jy vry in jou lewe meer en meer. Amen. So vandag 5:00 maak ons weer so. Volgende Sondag natuurlik as die Here ons spaar, 9:00 die oggend, ons sonnaskool ons oggend en ons oggenddiens en weer 5:00 aand is dit ons aanddiens. Moenie ons sonnaskool se broodjie projek vergeet nie. Onthou die broodjie projek, kom ons help hulle, want hier's kindertjies wat sonnaskool toe kom en hulle het iets geëet nie. Ons kom dan met 'n vol maagie en hulle kom met 'n honger maagie. Kom ons help. Ons maak 'n verskil, want Jesus sê wat ons vir die geringste doen ons vir hom. Amen. Halleluja. So kom ons help hulle. Ek gesels met ons sonnaskool. Môre aand as die Here ons spaar, 7:00 is ons hier by mekaar. Dan bid ons weer. Lekker saam. 7:00 by die kerk. Koop die tyd uit. Ek wil julle nooi, koop die tyd uit. Kom bid saam met ons. Man, ons bid lekker. En glo my, ons gaan jou nie hou tot 9:00 nie. 8:00 is ons klaar. Van 7:00 tot 8:00 en ons bid effektief en ons bid en die Here antwoord. Amen. Dan natuurlik Dinsdag is dit ons evangelisasie koffiekroeg. Hulle is aan die gang hierso en nooi iemand, miskien is daar iemand wat die Here nodig het dat jy van weet gesels met ons span maar ons gaan kontak maak en persoonlik bring en die koffie saam drink en deel Jesus Christus met elke persoon. So vir meer inligting, julle is vinnig vir my, vir meer inligting, as jy kontak Ruben en of Suster Colette by. So daar agter is by baie dankie daarvoor. En dan natuurlik weer ook ons prophetic chosen prophetic dance ministry. Hulle oefen ook weer Dinsdag aan 6:15 hier by die kerk. Moenie vergeet daarvan nie. Okay, Suster Liselle het my gevra om af te kondig, so ek kondig af hulle oefen weer. En dan natuurlik interessant die Here is vandag vir my. Daar's voornemende lidmate doopelinge
Gesels met Robyn, as jy nog nie klas 101 gedoen het nie, gesels met hom, jy deur klas 101 kan vat, en met die volgende doopsessie wat voor die einde van hierdie jaar gaan wees, dan begrawe ons die ou mens. Amen. En natuurlijk, as jy wil verder groei en meer leer, klas 201 is ook beskikbaar, sit jou naam op by Robyn, en hy gaan saam met jou deurhardloop klas 201. Halleluja. Amen. En dit gaan oor bruikbaarheid. Woensdag het ons selle wat hardloop, jong, ek sien die selle verloor spoed. Ek sien die selle verloor spoed. Kinders van die Here, ons kan nie spoed verloor nie. Die arbeid hou aan. Die oes is groot. Die arbeiders is min. Dis oor, ek is te besig. Ek kan nooit te besig wees. Kom ons maak tyd. Ons sit dit uit een kant en ons hardloop en ons bou. Donderdag oefen die lofdansers, die Nazarenes, 6:30 hier by die kerk. En as jy wil deel word, gesels met Suster Kathy daaroor, prys die Here daarvoor. Vrydag is dit jeug. Dis om 6 en 8. En die jeug kom by mekaar. En hulle kuier lekker saam, hulle geniet dit, bring die jong mense op. Amen. Dis amper einde van die jaar. Kan jy dit voel? Dit voel soos gister toe ons gesê het Happy New Year. Ons maak alweer reg om te sê bye bye old year. Glory. En dan het ons gebedsversoeke op hy kruis. Ek is seker van daai gebedsversoeke sal geantwoord in hierdie jaar. Amen. Amen. Glory to God. Saterdag, die elke tweede Saterdag van die maand, oefen die Joyous sanggroep word deel daarvan. Hulle soek nog mannestemme ook. Maar vrouens, julle is ook welkom, né? Skakel in, Suster Emily is daar. En man sing hulle nie awesome nie. Geniet julle hulle nie? Ek geniet hulle. As hulle so by mekaar, my harmonie, man. Sien dit vir Joyous groep. Dat is so lekker as ek so kyk met hierdie konferensie. Daar was nogal heel wat van ons mense daar betrokke. Hey man, julle baie gedoen man. Awesome. Die Nuwe Lewe Akademie, ons hou konsert. En natuurlijk ons Addicted to Jesus sonnaskool. Hulle hou konsert op die, hy is baie dof, ek weet nie wat sy daar is. 26 daai kyk jy hierdie blou is bietjie moeilik om te lees. 26 November, 6:00 aand, dis hier in die saal, moenie mis nie, kom en geniet dit saam. Kom ons ondersteun hulle. Dis 'n lekker tydjie, net om te kom geniet, né? Van 0 tot 4 kaartjies gratis. 5 jaar net R10, 12 jaar en ouer R15, en dan is natuurlik gewoonlik ietsie daar beskikbaar. Amen. So kom ons ondersteun. En dan 30 November, Suster Spencer en broer Spencer en broer Randall en Suster Randall is reg en hulle is hier om saam met jou te oefen. Saterdag 9 tot 1. Onthou, jy moet kom. Die tydjie is min. Onthou, dis net is einde November is dan weer die tyd, ouens. So, hoeveel sondae het ons oor? Hoeveel Saterdag? 3 Saterdag oefeninge. Dis af. Hoor jy dit? Dis al. So, onthou, die program moet in plek wees. As jy 'n liedjie gaan gebruik, daai musiek moet daar by RMI kom. Dit gelaai kan word voor die tyd. Ons moet reg wees, okay? So praat asseblief so vinnig as moontlik. Dankie my sussie. Goeiemôre. Goeiemôre Melissa. Okay. Sien ons was Saterdag hier gewees, maar daar was een deelnemer gewees wat opgedaag het. So, okay, ek wil net vra dat al die hulle wat julle naam opgegee het vir my kan agterbly, gaan so 5 minute met julle praat. En ja, wat ons wil weet, gaan julle kom deelneem of gaan julle kom oefen of nie kom oefen nie? Ons wil nou nie kom vir lied oopsluit en dan wag ons die hele dag en ja, 9 tot 1 is 'n lang tydjie om te wag vir niemand om op te daag nie.
Ons soek 'n heads up, ons gaan daar wees, ons gaan nie daar wees. Kommunikasie, saampraat, dit is al wat ons vra. So vir 5 minute gaan agterbly na die tyd, asseblief. Baie dankie. Baie dankie. Kyk, van hierdie week af glo ek gaan nie ons daar wees, hulle moet daar wees, dat ons die program regkry, dit gaan ouens, ons het nodig, ons wil 'n sukses maak daarvan. Ons kan dit weer sukses maak as ons almal nie inkoop nie. So kom ons doen dit en ons maak dit mooi soos elke jaar. En ek weet maar elke jaar is oefeninge meestal ons oefen by die huis. Okay. En dan is die tweede laaste en dan kom hulle hiernatoe. Okay, so dit gaan maar so. Maar gesels asseblief met Richard en met Melissa en met Dani en Nicoline, dat hulle ook weet, né? So want soos hy sê, as ou hier sit en jy wag vir mense om te kom en hulle daag hier op is lank om te wag tot 1 uur toe jy kon ander goed gedoen het, soos dat weet. So gou na die tyd, bly net vandag agter. Hulle gaan nie lank wees nie en dan net gou gesels daarso. Okay. Dit toe Jesus ons sonnaskool se kerkboom is weer daarvoor geleed en alles kaartjies natuurlik. As die name op nie, daar's 'n geslag en daar's 'n ouderdom. Okay? So kom ons help julle skenkies ons kindertjies gee. Jy weet daai geskenkie beteken baie vir hulle. So kom ons maak iemand happy. En as jy 'n kind happy maak, man, dit is dan maar 'n great ding om te doen, hè, om te weet 'n kind het 'n bietjie blydskap aan jou afgekry omdat jy ietsie gegee het. So baie dankie, help ons daar. Alles is beskikbaar. As jy die kaartjie daar vat, moet jy asseblief met hulle gesels. By wie moet hulle gaan? Is jy daar so? As hy Lucinda of by Tannie Colette en gaan sê net jy het hierdie ene dat hulle kan aanteken, daai een is geneem. Okay? Asseblief aan daai nommertjies, hulle weet wie se naam dit is. So hulle moet aanteken daarvoor. Baie dankie. Natuurlik ons visiefonds help ons en nie net vir die fonds by te dra nie, maar ook om te kyk en te soek man vir 'n mooi busie. As jy dalk een sien, laat weet ons dat ons bietjie meer ondersoek kan instel. Baie dankie daarvoor. Die Here seën. En dan nie ons blessboxe vergeet nie. Die einde van die maand gaan ons weer iemand bless. Die laaste Sondag van November. Nee. So die onbederfbare goedjies kan nou kom, maar die bederfbare goedjies op daai Sondag wanneer ons weer iemand bless, nee. So kom ons doen dit. Beter om te gee as om te ontvang. Amen. En dan kom ons net vir jou sê baie dankie dat jy hier was. Ons waardeer jou. Ons is lief vir elkeen van u. Dankie dat jy tyd uitgekoop het en mag hierdie week vir jou 'n besonderse week wees. Die Here seën jou. Amen. Amen. Nou kom ons staan. Dan sluit ons af met gebed. En bly die bloed van Jesus oor jou lewe, oor jou huis, oor jou kinders, oor waar jy gaan, jou besittings, né? Aan jou vyand is maar lustig, né? Hy is altyd besig, maar onthou, jy het autoriteit. Christus het jou autoriteit gegee. Amen. Bid vir beskerming. Die Here is getrou. Vader, ons sê dan net so baie dankie dat ons vanmôre by mekaar kon kom in die naam van die Heerlikheid. Dankie vir u teenwoordigheid. Ons vra dat u nou hier saam met ons sal gaan en Here dat u woord nie net iets sal wees wat ons hoor vandag sê ag, ek het dit al gehoor nie. Ons werklik daaroor gaan mediteer en besef die impak wat hierdie woord in ons lewens kan hê en die verskil wat dit kan maak in situasies. Ons dank u daarvoor nou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die lof en die eer en die aanbidding kom u toe. Gaan nou met elkeen, bewaar hulle, hou hulle veilig, Here. Hulle gesinne, hulle motors, hulle toerusting, alles van hulle, Here, tot eer van u naam. En ek sê net vir u baie dankie daarvoor, want die lof en die eer kom u toe. Daar is niemand soos u nie. Amen. Ons dankie dat u hier in ons midde is en ons loof u daarvoor, want u is goed. Ons vang dan nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met die gaan en bly totdat hy kom. Amen. Gaan in vrede, die Here seën jou.